Baie dankie, hartlike goeie naand aan die almal. Heerlik om vir u vanaand hier te sien en baie welkom aan oud en aan jonk. Ek sien van ons ouer garde en ons middelgarde en dan sien ek ook van ons jonger garde. Dit is so lekker om dit vanaand te sien. Dankie ook vir hierdie musiekspan hiervoor en dat ons, ek dink ons kon heerlik vanaand saam sing, terwyl ons sing, dink ons aan Christus wat verheerlik is. Voordat ek vergeet, daar's nie 'n dankoffer vanaand nie, maar as u uitstap sal u sien daar so 'n plekkie vir die donasie. Wat noem tannie dit, tannie? Sente vir projekte. Want tannie, Margaret sê nie sente nie. Baie dankie ook vir die liefde en samewerking wat dit aan betrek. En geliefdes, kom ons bid vanaand vir ontmoeting met die Here, lewende Here opgeneem in die hemel en 'n paar oomblikke, net so 'n halwe minuut van stil gebed. Dit was 'n besige dag ook nog vir 'n klomp van u om net jouself nou in te stel op die Here en sy woord. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van u, die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Geliefdes, genade vir julle, vrede van God, ons Vader, van Jesus Christus, ons Here, en van die Heilige Gees. Ons het hier voor ons sien ek 'n pragtige, ek weet nie eens weet die gemeente het so 'n pragtige kanselkleed nie, wat vir ons 'n nuwe seisoen nou aankondig in die kerklike jaar, dis Hemelvaart en Pinkster wat aanbreek. Kom ons sing vanaand lied 547, alle volke, klap julle hande. Kom ons sing vers 1 en vers 2, kom ons sing dit vrolik met dankbaarheid en blydskap oor die Here. Geliefdes, ons gaan vanaand aansluit by wat ons sopas gesing het en ons lees 2 kort gedeeltes in die Bybel. Ons kan natuurlik nou heelwat gedeeltes in die Bybel lees, Ou en Nuwe Testament oor die hemelvaart van die Here en sy kroning en hemelse heerlikheid. Maar kom ons lees vanaand Psalm 47, Psalm 47, is die woorde eintlik wat ons sopas gesing het, al julle volke, klap julle hande. Ons lees daai Psalm net, hy is net 10 verse. En dan lees ons die heel laaste gedeelte van die Lukas Evangelie. Lukas 24 vers 50 tot 53, net daardie 3 verse. En u welkom om saam met my in die Bybel te volg, dit is altyd goed. Vir die musiekleier van die Koragiete 'n psalm, dis die psalm hoe hy begin, maar voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid net. Wonderlik om vanaand hier te kan wees, so 'n sentrale, groot gebeurtenis, toe u Here opgevaar het na die hemel. Toe u gaan sit het aan die regterhand van God, u Vader. Wat vir ons soveel seëninge inhou, mag ons vanaand bewus word van u teenwoordigheid. Deur u Gees hier by ons, u genade en u majesteit. Ja, Here, laat ons bewus word van u, wat in die hemel is, maar ook hier by ons, as u kerk en u gemeente. Ons vra dit in Christus naam. Amen.
Vir die musiekleier van die Koragiete, 'n Psalm, al julle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. Met jubelkrete, want die Here, die Allerhoogste, is ontzagwekkend, 'n groot koning oor die hele aarde. Hy onderwerp volke aan ons, nasies onder ons voete. Hy kies vir ons erfgrond, die trots van Jakob wat hy liefhet. Onder gejuig bestyg God die troon. Die Here bestyg dit onder die geluid van 'n ramshoring. Besing God, besing hom. Besing ons koning, besing hom, want God is die koning van die hele aarde. Sing 'n lied wat onderrig, God regeer oor die nasies. God sit op sy heilige troon, die vooraanstaandes van volke kom bymekaar by die God van Abraham, want aan God behoort die skilde van die aarde. Hy is hoog verhewe. Iets van die hemelvaart hier in vers 6 onder gejuig bestyg God die troon. Die Here bestyg dit onder die geluid van 'n ramshoring. En dan net die laaste paar verse van die Lukas Evangelie, Lukas 24 vanaf vers 50 tot 53. Daarna het Jesus hulle by die stad gelei tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. En hulle het God voortdurend in die tempelterrein bly prys. Die 51ste vers wat sê, terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Ons boodskap vanaand, die seën van Christus se hemelvaart. Geliefdes, jy het vanaand hiernatoe gekom, jy het vertrek met jou motor of met jou vervoer van jou huis af. Jou huis is jou plekkie, waar jy tuis is, veilig is, bekend is met die omgewing. Ons praat baie keer, dan sê ons, as jy iewers vakansie gehou het dalk of nie by jou huis was nie, dan sal jy sê, is tyd om weer huis toe te gaan. En in die Engels is daar 'n gesegde, there's no place like home. Jou huis is ook die plek van waar jy eintlik leef, van waar jy werk toe gaan ook. Sedert COVID weet ons meer nog so, baie mense werk nou van hulle huise af. En na vanaand se diens gaan ek en jy weer na ons huis toe. Die eenvoudige betekenis van Hemelvaartdag is Jesus Christus het weer teruggekeer na sy huis. Sy tuiste in die hemel. Ons lees op baie plekke, die Bybel, baie psalms ook. God se tuiste is die hemel, sy woonplek. Van daar heers hy, regeer hy. En as die Here Jesus opgeneem word of opvaar na die hemel toe, gaan hy terug na sy woonplek. Die woonplek wat hy van alle ewigheid af bewoon.
waar hy van alle ewigheid af was. Hy is die ewige Seun van God, self God. En die wonder wat ons maar keer op keer weer, maar net oor besin, die wonder dat hy, die ewige Seun van God, sy woonplek, sy huis verlaat het en tydelik hierdie ou stikkende aarde wat so gebuk gaan onder sonde en ellende, tydelik sy woonplek kom maak het. Een van die besondere verse in die Bybel is in die Johannes Evangelie, waar die Johannes Evangelie begin, en praat hy oor die woord van God. Dis die Seun van God, wat daar die woord van God genoem word met 'n hoofletter. En dan daai wonderlike 14de vers van die eerste hoofstuk van Johannes. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En wat daar letterlik staan is, hy het sy tent kom opslaan onder ons. Beteken hy, hierdie aarde het hy sy tydelike woonplek kom maak, want 'n tent is mos nou iets wat nie permanent is. Hy het die woord van God, die ewige Seun van God, verlaat sy ewige woning en hy kom slaan tent op tussen ons en by ons. Hy kom saam met ons op hierdie ou aarde leef. En die Lukas Evangelie in sy laaste paar verse sê vir ons hoe hy die Seun van God nou weer terugkeer na sy huis. En kry ons die detail hier in die laaste paar verse van die Lukas Evangelie en natuurlik ook die opvolgboek, belangrike stukkie Bybelkennis, die opvolgboek van Lukas is die boek Handelinge. Lukas, die evangelis, skryf 2 boeke. Hy skryf die evangelie en dan skryf hy ook die opvolg, naamlik die boek Handelinge. Die eerste hoofstuk van Handelinge kry ons dan ook 'n bietjie meer detail nog oor hoe dit gebeur het toe Jesus huis toe gekom het. En lees ons die laaste keer wat hy aan sy disippels verskyn, dan vat hy hulle na 'n klein dorpie toe, dig by Jerusalem met die naam Betanië. Betanië is so 3,2 km van Jerusalem. Betanië is geleë aan die oostelike voet van die Olyfberg. Nou weet ons die Olyfberg vorm eintlik hier by Jerusalem, net buite Jerusalem kry jy die Olyfberg. En aan die voet, aan die ander kant, daar is Betanië. En Jesus lei sy disippels na hierdie dorpie toe. Maar uit Handelinge hoor ons iewers eintlik op die Olyfberg self. Van daar af vertrek Jesus terug huis toe. En dit is betekenisvol dat dit juist die Olyfberg is, want op die Olyfberg, weet ons, was die tuin van Getsemane. Dieselfde tuin waar die Here Jesus met sy Vader in die gebed geworstel het, oor die verskriklike lyding wat hy geweet het vir hom voorlê, kort voor sy kruising. Nie net die liggaamlike lyding, nie die sielelyding. Sy die sonde van die mensdom op hom moet neem. En daai worsteling van die Here Jesus in Getsemane, totdat hy gesê het, maar dis my beker, dis die beker van lyding. Ek gaan hierdie beker drink, want dis wat die wil van God is.
nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Maar daar waar die Here Jesus so bitterlik geworstel het oor sy lyding, is ook die plek van waar hy dan verhuis, terugkeer. Na sy hemelse glorie en heerlikheid as die Seun van God, wat hy tydelik moes verlaat. Nou, om dit baie goed te verstaan, kan ons dit eenvoudig maar net sê, soos die Bybel dit sê. Die Here Jesus terug huis toe gaan hy natuurlik liggaamlik, met 'n menslike liggaam. Hy het nie opgehou om mens te wees toe hy teruggaan na sy ewige huis toe. Hy het juis as die Seun van God mens geword, om tydelik onder ons te kom woon, maar nou gaan hy ook as mens weer terug. Maar dan verstaan ons dit natuurlik so van die Here Jesus, dat hy God mens is. Terselfdertyd ware God en ware mens. Ons verstaan dit so, dat sy ware Godheid en sy goddelike natuur en sy menslike natuur is verenig in die persoon wie hy is, die Seun van God. En in hierdie hoedanigheid keer hy terug na sy hemelse woning. Tweedens weet ons, hy vaar sigbaar op voor die oë van sy disippels. En hier is dit nogal besonder om daaraan te dink, maar net voor die 11 disippels. Net 'n klein groepie. Maar toe hy aan die kruis gesterf het en daar gehang het duisende hom gesien, wat daar verby gegaan het. Het was Paasfees geweest. Baie mense het hom aan die kruis gesien, maar toe hy opgeneem word in die hemel, toe is dit net hierdie 11 disippels. Wat vir ons daardeur sê, Jesus sê vir ons met sy hemelvaart, sy koninkryk, is nie van hierdie wêreld, sy hemelse koninkryk. En derdens, reeds gesê, hy vaar op van een plek na 'n ander plek, van die Olyfberg na die hemel, oorwinnend, na die troon van God. En kan ons vir 'n oomblik net indink, broers en susters, toe Jesus opgeneem word, op, tot by God, die hemel. Die skare van engele, wat hom ontvang het. Glorieryk. Ons kan maar dit net glo. Wat baie betekenisvol is, en dit is waarby ons vanaand uitkom, geliefdes, is hierdie laaste paar verse van Lukas. As die Here Jesus so verhuis, wat doen hy? Hy sprei sy hande oop. Dieselfde hande waar die merke van die kruis aan is, en die sprei hy oop oor sy disippels. Seënend keer hy terug na sy huis, terwyl hy die 11 disippels in sy kerk daarmee seën. Dis hoekom ons die tema het vanaand, die seën van die hemelvaart van Jesus Christus. En as Jesus so verhuis, dan laat dit ons tog dink aan iets uit die Ou Testament, want dis presies hoe die hoëpriester Aaron die volk altyd geseën het. Nadat hy die bloed van die offer in die allerheiligste van die tempel, daar by die ark, moes gaan sprinkel het, wat dui op vergifnis, op die versoening. Dis hoekom hulle diere geoffer het, en 'n groot mate het vir hulle gesê, hierdie dier se lewe kom in my plek, en daarom is daar vir my vergifnis, en as Aaron met die bloed in die allerheiligste ingegaan het, dan doen hy vir die volk versoening. En as hy uitkom, dan maak hy sy hande oop, dan seën hy die volk. Sê, daar's vir julle versoening gedoen.
Die bloed het op die altaar gekom. En wat doen die Here Jesus hier? Hy wat die offer gebring het, wat homself as offer gegee het, wat self sy bloed vir ons laat vloei het, hy vaar op, hy gaan huis toe, terwyl hy ons seën. Priesterlik, met die seën van sy genade en vergifnis. Nou geliefdes, ter afsluiting, wat is hierdie seën van die hemelvaart van ons Here Jesus, van my en vir jou? En ek gaan baie kortliks net 4 seëninge vir u uithaal, as het ware opdiep, en vir ons wys, vir ons almal wys. Die eerste seën beteken is dit dat Jesus, hoe hy opgeneem is, dat hy ons nie verlaat en dat ons nou sonder hom is. Dis wel so, hy is as mens, is hy nou in die hemel, hy is nie meer op die aarde, dis so. Maar wat weet ons? Dis waaroor Pinkster gaan, toe die Here Jesus verhuis en hy is opgeneem in die hemel in glorie. Toe stuur hy iemand na ons toe, en dit is die Heilige Gees, sy Gees, stuur hy. En die eerste seën van die hemelvaart is, die Here Jesus Christus is by ons, deur sy Gees, deur sy genade, in sy godheid, is hy by ons, deur al die eeue heen, by sy kerk. Is dit nie 'n wonderlike seën? Ek en jy wat worstel met die stryd van die lewe, met die swaar en die seer en die worstelinge, en die Here Jesus by ons, by jou. Psalm 16 vers 8, wat Dawid gesê het, die Here is altyd aan my regterkant. In daai konteks is die regterkant eintlik die kant van swakheid, waar jy nie sterk is nie, daar is die Here. Nie liggaamlik nie, maar deur sy Gees, sy godheid, sy genade. En sê ons baie keer, maar dis die genade van die Here wat my deurgedra het, deurgetrek het. Die tweede seën wat ek net vir ons hier wil uitlig is, dat Jesus na sy huis toe is. Doen hy nou iets wonderliks vir ons, en vir sy kerk, deur al die eeue heen, maar ook vir elke kind van God, vir jou en my persoonlik. En dis om vir ons in te tree by die Vader, en vir ons dus te bid. Nou, baie keer sal ons vir mekaar sê, as iemand dit nodig het, ek bid vir jou. En dan beteken dit vir jou iets, veral as daardie persoon dit natuurlik nie net sê nie, maar werklik op sy knie gaan en jou voor die Here bring en vir jou bid. En baie keer dan sal hy sê, ek het daai gebede wat vir my opgegaan in die hemel toe, het ek gevoel. Maar broers en susters, hemelvaart, die seën van hemelvaart is, iemand bid vir ons. Hy wat vir ons gesterf het aan 'n kruis, hy is nou in goddelike heerlikheid by die troon van God, sy Vader, en hy bid vir ons by die hoogste gesag. Daar's nie 'n groter gesag as God, sy troon nie. Daar bid die Here Jesus vir ons en vir jou. Nou, as jy die evangelies lees, dan kom jy agter hoeveel kere die Here hier op aarde vir sy disippels en vir sy kinders gebid. Daar is verskillende voorbeelde, dink maar Johannes 17, die groot hoëpriesterlike gebed. Maar toe die Here Jesus gebid, toe hy nog hier op aarde was, toe die aarde sy tydelike woning was, maar nou bid hy vir ons in hemelse glorie, by die groot hoogste gesag wat daar is. Hoe weet jy dat die Here vir jou bid? Jy weet dit uit ervaring.
Ek dink as ons vanaand van mekaar nou hier moes tyd en geleentheid gee. Daardie kere toe jy plat was. Daardie kere toe jy nie geweet het nie. Daardie kere wat jy in 'n absolute lewenskrisis was. En dat jy na die tyd deur dit is en jy kyk terug en jy sê, maar hoe is ek hier deur? Christus het vir jou gebid. Christus het vir jou gebid. Jong mense kan daarvan getuig. Kinders kan daarvan getuig. Groot mense, ou mense kan daarvan getuig. Die apostel Paulus kom in 2 Korintiërs daai mooi stuk dan sê hy, ons word verdruk as gelowiges, maar ons word nie oorweldig. Ons is oor raad verleë baie keer, maar ons is nie radeloos. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons word platgeslaan, maar nie vernietig nie. Hoekom sê Paulus dit? Want ons Heiland bid vir ons. Dis die tweede seën, die derde seën. Jesus het opgevaar na sy huis. En nou het ek en jy ook 'n huis. Maar dis nie die huis waartoe jy gaan as jy vanaand teruggaan. Jy weet, 'n mens lewe hier op aarde. Gaan jy partykeer terug na jou oupa en jou ouma se huis daar op die plaas. Wat is daar? Daar waar die kinders gespeel het, daar waar daar lewe was, daar waar daar boerdery was. Wat is daar nou? Daar's net 'n bouvol. Vleermuise en uile maak nes. Daar's niks meer oor. Die huis wat ek en jy nou bewoon, gaan jy nie altyd bewoon nie. Eendag kom iemand anders daarin of jou huis kan platgestoot word. Omdat Jesus opgevaar het na sy huis, het ons nou ook 'n huis. En waar is ons huis? Jammer. Dis ons huis. Jesus wat sê, Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader is al baie woonplek. Ek gaan om vir julle plek gereed maak. In die huis van my Vader, dis julle huis. En broer en suster, elkeen van ons gaan eendag 'n hemelvaart hê. Elkeen van ons wat in die Here Jesus glo, jy en ek wat in hom glo. Wat die gawe, die geskenk van geloof ontvang het. Jy gaan 'n hemelvaart hê. Wanneer is jou hemelvaart? Die dag? Jou sterfte. Gaan jou hemelvaart dag wees, nie waar? En dan gaan jy huis toe. Na jou ewige huis. Na die hemelse erfenis waarvan Petrus praat in sy eerste brief. Onverwelklik, ewig, onverganklik. Daai huis. Ons praat hierdie dae baie oor die etiese ding van genade, dood. Geliefdes, kind van die Here, wag tot die Here jou kom haal. Dis jou hemelvaart, dan gaan jy huis toe. Jou ewige huis. Die laaste, die vierde seën is, Jesus het opgegaan na sy huis. En nou kan ons altyd bly opkyk in geloof. Psalm 121 vanaand begin met dit. Ek kyk op na die hemel, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp, sê die ou psalmdigter, daai Gods woord kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Jesus het met sy hemelvaart die hemel oopgemaak. Iemand sê dit so mooi. Hy sê, Jesus het met sy hemelvaart 'n onvernietigbare liglyn vanaf die aarde na die hemel toe getrek. Vanaf die aarde vol vloek en ellende na die hemel vol stralende heerlikheid. Die seën van die hemelvaart is, ek en jy kan bly opkyk, ons kan bly glo. Ons kan
Juist daarom hardnekkig aan die Here Jesus Christus vashou in die geloof, hy wat vir ons aan 'n kruis uitgesterf het. 1 Petrus 4 vers 7, die einde van alle dinge is naby. Hy kom weer, die kerk wag tot die hemel weer sal skeur en Jesus gaan kom. Geliefdes, ek het die seëninge uitgehaal. Die seëninge van hemelvaart waarmee ons nou na ons ou aardse huisie toe kan teruggaan vanaand. En die eerste is, die Here is by ons. Nie as mens, maar na sy godheid, sy genade en sy gees. Die tweede is, en daar waar hy nou is in sy hemelse huis, bid hy vir ons en vir jou. By die hoogste gesag. Hy bid vir almal. Dink aan, hy bid vir ons. Vir die jong man en die jong dame wat hier sit, wat in Jesus glo, hy bid vir jou toekoms hier op aarde. Hoe hy jou nog in sy koninkryk gaan gebruik. Die derde seën. Jesus is huis toe. Nou het ek en jy ook 'n huis, 'n ewige hemelse huis. En die vierde seën, ons kan opkyk na Christus, op sy hemelse troon, waar ons hulp vandaan kom. Mag u die seën van Christus se hemelvaart in u lewe beleef en ervaar elke dag, totdat ek en jy huis toe gaan. Amen. Kom ons bid saam. Troue Here, baie dankie vir die seën van u hemelvaart, toe u daar voor die oë van u disippels vanaf die Olyfberg opgeneem is in die hemel. En al hierdie seëninge wat dit vir ons bring, vir my, vir ons elkeen vanaand, wat aan u vashou in die geloof. U die Here, ons God, u is by ons, u bid vir ons. U gaan ons eendag bring by u en u ewige huis, wat ook ons huis sal wees. Dis die wonderlike vooruitsig wat ons het. En nou hier op aarde, hierdie stukkende ou aarde met al sy stryd, kan ons opkyk na u, waar ons hulp vandaan kom. Hoe groot is die seën van die hemelvaart. En terwyl ons hierdie seëninge oordink het en uitgehaal het, gaan ons nou saam met Lukas by hierdie laaste paar verse vir u sien hoe u met u gekruisigde hande oopgesprei oor ons elkeen huiswaarts na u huis teruggekeer het. Amen. Geliefdes, ons gaan ons slotlied sing, lied 421 vers 1, 2 en 3. Geseënde aand vir u, tot lof van die Here Jesus lewe. En dan die tweede vers wat sê, hy het opgevaar na die hemel toe. En die derde vers wat sê, hy kom weer. Vers 1, 2 en 3 staande saam tot lof van sy naam. Geliefdes, die genade van ons Here en Verlosser Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, teenwoordigheid van die Gees van God is en bly by julle. Amen.